Waar bevind jy jouself op hierdie tydstip of pylvlak in jou lewe? Hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Is jy gered of is jy verlore? Is jy gelowig of is jy ongelowig? Is jy 'n hemelse mens of is jy 'n wêreldse mens? Waar pas jy in? Ons lees in God se woord van die gelykenis van die verlore seun. Ek gaan vandag hierdie ongelooflike gelykenis stap vir stap oopbreek, soos die Heilige Gees dit op my hart kom lê het. Die mat sal onder baie van julle se voete uitgeruk word. God se woord is baie, baie diep. Dit is vir my 'n ongelooflike groot voorreg om hierdie boodskap met almal te deel. Maak tyd vir jouself. Trek op die handbriek in jou lewe. Sit af die selfone. Maak genoeg spasie vir jouself om rustig en kalm hierna te luister. Daar's ongelooflik baie lewenslesse om uit hierdie gelykenis te vat. Mag die Here deur elke woord, deur elke openbaring verheerlik word. Niks wat ek sê of wat ek doen is uit myself nie. Alles is net genade van bo af. Absoluut, absoluut die waarheid. Geniet hom saam met my. Ons lees in Lukas 15 vers 11 tot 32 die gelykenis van die verlore seun. Maak toe jou oë, luister mooi wat ek aan jou verduidelik. En soos ek kom lees, gaan ek hom sommer oopbreek ook. En net so 'n bietjie deel wat op my hart gelê het toe ek deur daai gelykenis gewerk het. Daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Nou baie vinnig, as jy daarna gekyk het, die hele stuk gelees het, is dit eintlik 'n dwaase seun, en dan kry die ander seun wat natuurlik 'n wyse seun is. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak, en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. So dis alles dwaase optredes. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Nou baie belangrik, die woord leer vir ons, die wyse woord van Spreuke van Salomo, die woord leer vir ons, kyk na die muur, kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie, nie 'n opsigter of 'n regeerder nie, tog maak hy sy kosvoorraad reg in die somer, versamel hy sy voedsel in die oestyd. Is dit nie wonderlik hoe die Here daai skrif op my, terwyl ek daai boodskap gelees het, wat dit op my hart gedruk het om dit sommer in te bring in daai stuk in. En hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly. Dis nou daai dwaase seun, daai jong seun. En die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer, baie, baie belangrike woorde daai, toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God, teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Dit was natuurlik een van die wyse besluite wat hy gemaak het om tot inkeer te kom en terug te beweeg. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. So hy erken sy fout aan sy pa en sy dwaase optredes, hoe kan ek sê, openbaar aan sy pa, hy erken dit, dat hy swak is, en dat hy 'n swak, dwaase besluit en keuses in sy lewe gemaak het. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer.
Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Die pa oorwin natuurlik die kwaad met die liefde. As ons kyk na die pa, ek het so in hakies het ek hierdie nota gemaak. Die pa het hom nie verwyd en hom geslaan en hom weggejaag en kwaad vir kwaad vergeld. Die pa het die woord uitgeleef. Die pa oorwin die kwaad met die liefde. Verstaan jy, want hy is so dankbaar en bly dat op die einde van die dag het sy seun teruggekom na hom toe. Sy oudste seun was nog in die veld. Dis die ander seun, die wyse seun. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek in die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord hom, u broer het gekom en u pa het die vet gemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. So hy was van sy kant af, was daar ook maar swakheid in hom, wat hy so 'n bietjie afgunstig en jaloers en kwaad was. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n ou bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Die lewe is nie altyd, en ek sê dit vandag met baie liefde en respek, die lewe is nie altyd regverdig nie. Doen wat jy doen vir God, nie vir mense nie, en ook nie om te kyk wat jy daaruit kan kry nie. Is dit nie 'n waardevolle lewensles nie? Ja, ek doen dit en dit vir jou, sodat ek dit en dit en dit kan terugontvang. So daar's 'n hele tyd 'n hand wat uitgereik word, en dit wat jy doen in goedheid, wil jy natuurlik die dividende sien. Verstaan jy, wil vrugte pluk van dit wat jy inploeg. Is ons nie maar baie van ons mense ook maar so nie. Toe sê die pa vir hom, kom ons gaan aan, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. So elke kind in die pa se oë is vir hom belangrik. Net so, as jy geestelik kyk, is elke siel vir God ook belangrik. Maar kom ons, breek hierdie woord oop, soos die Here dit op my hart kom lê het. In die tye voor Jesus Christus as Messias gekom het, het vaderfigure 'n massiewe groot rol in 'n kind se lewe gespeel, veral as dit by die eersgeborene seuns van 'n huisgesin of 'n familie gekom het. Na Jesus se geboorte het die vleeslike vaderfiguur in 'n kind se lewe 'n meer afwesige rol begin speel. Kom ek verduidelik dit anders. Ons lees byvoorbeeld van Josef se rol in Jesus se kinderlewe en opvoeding, tot by die misverstand tussen Jesus en sy ouers by die tempel in die boek Lukas. Daar staan geskrywe, hoor mooi, jy sal sien hoe sit ek hierdie dinge by mekaar, soos die Here dit op my hart kom lê. Lukas 2, vers 41 tot 42. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die kind Jesus het in Jerusalem gebly, sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het hy is by die reisgeselskap, het hulle 'n dag lank gereis voordat hulle hom onder die familie en bekennis begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe, op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit, en hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle versla, en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe teruggegaan, en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het
al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. Is dit nie wonderlike woorde nie? Nou, van daar af, luister mooi, van daar af het Josef se rol as vleeslike pa in Jesus se lewe 'n stille dood begin sterf. Alhoewel die Bybel vir ons leer dat Jesus albei sy ouers onderdanig was, Josef het minder geword en God meer volgens die woord Johannes 3:30. Hoekom? Want God was Jesus Christus se pa, nie Josef nie. Deur die krag en die werking van die Heilige Gees is Jesus in die maagd Maria verwek. Een van die grootste wonderwerke in die menslike bestaan. Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. Van daar af het alles verander. Vleeslike pa na geestelike pa, wêreldse mens na hemelse mens. Daar was net een vereiste. Jy moet kan glo dat hy is wie hy is. God wat mens geword het deur sy seun Jesus Christus. Hy is die Messias, die Christus, die seun van die allerheilige God, Immanuel, God by ons. Dit is waar die groot skeiding gekom het tussen wêreldse mense en hemelse mense. Iets waarmee baie van ons medegelowiges nie rekening hou nie. Ons lees byvoorbeeld in God se woord die volgende. Luister baie mooi. Romeine 8:5. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge is twee verskillende, hoe kan ek sê, daar's 'n ongelooflike groot verskil tussen die twee. Daar's 'n vleeslike wêreld en daar is 'n geestelike wêreld hier buite. Jy kan nie van die geesteswêreld deel wees as jy nog nie tot bekering gekom het en die Heilige Gees van God ontvang het nie. Daar staan geskrywe, Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Alright. 1 Korintiërs 4:20, die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. 1 Korintiërs 15 vers 50 gee die Here vir julle. Wat ek bedoel, broers, is dit, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike nie aan die onverganklike deel kry nie. Alright, so ek wil dit net weet, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Verstaan, dit is baie belangrik dat jy dit verstaan. Romeine 8:16, hierdie Gees, dis die Heilige Gees, getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, baie belangrik. Die kaf word van die koring geskei deur die stem van God. My skape sal die herder se stem kan hoor. Jy kan nie vlees en gees met mekaar mix nie, want outomaties is dit 'n resep vir 'n absolute groot val in jou lewe. Jy kan nie iets van albei wil wees nie. By God is jy reg of weg. Daar's geen middelweg nie.